'n paar jaar gelede het ek daar die geleentheid gehad om so vir 'n paar dae in die Australiese Outback deur te bring. Dit was spesifiek aan die omgewing van Uluru. Nou Uluru is 'n rooi sandsteenformasie, is een van die bakens in Australië, so 348 meter hoog en hy het so 'n omtrek van 9,4 kilometer. En die dag toe ons daar kom, toe sê die toerleier vir ons, as iets wat julle moet weet. Vergeet van gevaarlike slange. Die kans dat julle deur 'n slang gepik sal word is uiters gering. Die kans dat julle sal doodgaan van ontwatering, van dehydrasie is baie groter as jy in hierdie warm klimaat nie genoeg water drink nie. En hy het seker gemaak dat ons ten minste 3 liter water met ons saamdra die hele tyd om seker te maak dat ons nie dehydreer nie. Jy weet nie, as ek Psalm 63 lees en Dawid se ervaring terwyl hy as vlugteling in die Judeese woestyn moet rondswerf, dan laat dit my so dink aan my ervaring by Uluru en daardie ontsettende hitte, daardie gevoel van dors wees, van ek smag na water, jy wil net water drink, jy moet water drink, en as jy nie water drink, dan voel dit of jou tong en jou verhemelte vaskleef. Kom ons lees Psalm 63 en ek deel graag 'n paar gedagtes met jou vandag. Psalm van Dawid met verwysing na sy verblyf in die Juda woestyn. So net om gou-gou vir jou in die prentjie te plaas, as jy nie weet nie. Dawid is koning van Israel, maar hy moes vlug vir sy lewe toe sy seun Absalom rebellie lei teen hom, en Absalom wil hom doodmaak. Hy moet vlug en hy swerf daar so in hierdie wildernis rond, in hierdie ontsettende hitte. En dan verwoord hy sy diepste belewennisse en dis treffend, na 3000 jaar kom en ek hoor dit en vind dit weerklank in ons eie hart en dit kom praat oor wat in ons harte ook baie keer aangaan. So baie bondig saamgevat wat ek leer in hierdie Psalm 63, en dis op grond van God se belofte van sy teenwoordigheid in ons lewe, kan ons verwag om dit te beleef, omdat God dit beloof het, omdat God beloof het dat hy teenwoordig sal wees in ons lewe, daarom kan ons dit verwag. Die eerste groot gedagte wat my tref hierso is die vreugde van God se teenwoordigheid. Die vreugde van te beleef God is met my. Hy sê daar vers 2, o God, U is my God. Ek soek na U, ek smag na U, my hele liggaam verlang na U soos 'n dor land sonder water. Ja, so ek aanvaar dat hy hierdie ontsettende dors beleef het, en soos hy dit beleef, en kyk hy na die omgewing om hom, en hy besef maar hierdie landskap is dors na reën, na water, en hy sê, net so soek ek, net so smag ek, soos hierdie dor land na water smag ek na die teenwoordigheid van die Here in my lewe. Nou, Dawid het die voorreg gehad in sy lewe om voor duisendes, voor skares mense die Here te loof en vir hulle voor te gaan in lofprysing en aanbidding. Dawid was die een wat die liedjies geskryf het, wat hulle tot eer van die Here gesing het. Dawid weet van die trompetgeskal en die simbale, die snaarinstrumente, die opwinding daarvan om deel te wees van 'n groot groep mense. Maar nou is hy alleen. En ten spyte daarvan dat hy die belewenis van die skare mense, die belewenis van om die Here te dien saam met ander verloor het, kom hy op daardie plek waar hy sê, ek smag nog steeds, maar ek het nie die skare nodig nie. Dis nie wat belangrik is nie. Wat belangrik is dat ek God in my lewe nodig het, dat ek God by my het. Hy sê so vers 3, ek het U inderdaad in die heiligdom gesien en die krag en die heerlikheid aanskou, maar is alles weg. En hy verlang daarna. Hy verlang nie na die veiligheid wat hy gehad het en wat hy so nodig het. Weer, daar's nie een oomblik van die dag of die nag wat hy kan veilig voel nie, maar dis nie wat vir hom so belangrik is nie. Hy verlang nie soseer na die eerste plek om weer sy heerskappy as koning te kan hê nie, alhoewel hy dit sekerlik moes gemis het. Hy was gewoond aan om op die hande gedra te word en mense het gedoen en om gehoorsaam met 'n onverbiddelike gehoorsaamheid, maar dis nie sy mag waarna hy smag. Hy smag daarna om die Here saam met hom te hê. Nou die ding wat my tref is, wanneer die aardse dinge wat vir ons so belangrik is, van ons weggeneem word, wat is dit wat regtig nog vir ons saak maak? Wanneer ons die dinge wat
kom ons sê waarin ons harte verknog is, as ons daardie dinge verloor, dan openbaar dit vir ons baie keer wat in ons eie harte aan die gang is. En kom ons vra vir onsself daardie vraag. Vra vir jou daardie vraag. Weet as die dinge wat nou vir jou so belangrik is van jou weggeneem word. Wat is dit wat regtig van nog oorbly? Vir Dawid is, jy kan alles vat, maar God is die middelpunt van my lewe. Ek wil nie die Here se teenwoordigheid, die Here in my lewe vir 'n oomblik verloor nie. Maar die vraag is, weet wanneer jy 'n verlies ervaar van dinge wat vir jou baie mooi en spesiaal is. Noodwendig verkeerde dinge nie, dis net dinge wat vir jou baie mooi en spesiaal is. En partykeer so belangrik raak dat alles oorheers. Wanneer jy daardie verlies beleef, dryf dit jou weg van God af of dryf dit jou na God toe? Weet baie keer wanneer dit swaar gaan in ons lewe, wanneer ons regtig moeilikheid beleef, dan kom ons met vra Here, hoekom laat jy dit toe? En is eintlik meer 'n verwyte teenoor die Here, hoekom die Here dan nou nie antwoord en dinge verander soos wat ek dit wil hê nie. Die Here, waar is hy? Hoekom laat die Here die dinge toe? Beskuldiging teen God. En baie mense het amper die gevoel van, of 'n mens kry die gevoel dat hulle rug op die Here draai wanneer dit swaar gaan. Of dit bring jou nader aan die Here. Dit bring jou op daardie punt waar jy jouself volkome in die hand van die Here gee en sê, Here, ek het niks anders oor as om vas te hou aan U nie. Dawid is hier vir my so 'n mooi voorbeeld. Weet hy, dit wat met hom gebeur het, bring hom op daardie punt wat hy te midde van die swaar kry, te midde van die dors, nog steeds kan sê, ek verlang na God, my siel, my wese, my diepste wese smag na die Here. Hy beleef vreugde in God se teenwoordigheid. Hy sê, U liefde, U troue liefde is beter as die lewe, daarom prys ek U. Hy sê, dis, om daardie liefde van die Here in my lewe te hê, dit is beter as om selfs te lewe. En ek dink as ons na die Nuwe Testament kyk, waar Paulus kan sê, vir my is die lewe Christus en sterwe is wins. Hy sê, ek verlang om heen te gaan, ek weet nie wat om te kies nie. Het is belangrik dat ek hier op aarde sal wees, vir die mense wat ek nog kan bedien, maar om by Jesus te wees, sal soveel wonderliker wees. Daardie, Here, U liefde is vir my beter as die lewe. Wanneer die liefde van Jesus hou aan, al word hierdie lewe dan beëindig. Hy sê, daarom prys ek U, daarom wil ek U prys, solank as wat ek lewe, en in U naam my hande ophef. U versadig my meer as die rykste kos, met vreugde liedere sal ek U loof. Sien dit vir my, hy beleef groot vreugde in die Here se teenwoordigheid te midde van die woestynlewe. Ongeag waar hy is, ongeag wat deur hy gaan. En dis die aanmoediging vir ons, wat ons in hierdie dag het, om werklik waar ons self te verbind aan die Here en te sê, Here, ek smag na die werklikheid van U teenwoordigheid in my lewe. Die tweede ding wat ek sien in hierdie Psalm 63 is die versekering wat ons het van God se teenwoordigheid. Die versekering, daar's twee dinge wat Dawid verseker, dat die Here met hom gaan wees. En dat die Here altyd met hom gaan wees. Nou die eerste ding is sy ervaring van God in die verlede. Hy sê daar vers 7, as ek op my bed lê en aan U dink, oor U nadink in die nag, dan onthou ek hoe U my gehelp het, en dan wil ek sing in die skaduwee van U vleuels. Gebruik die beeld daar van 'n voël en die kleintjies kom en dan skuil hulle onder die vlerke van die mamma. Hy sê, ek wil kom skuil by die Here, ek wil my veiligheid daar kry, en ek weet wat U vir my in die verlede gedoen het. As ek in die nag lê en dink aan wat die Here alles vir my gedoen het, sê hy. Hy sê, ek onthou hoe U my gehelp het, en daarom weet ek, dieselfde God wat my gehelp het in die verlede, is die God wat my ook in die toekoms sal help, en die God wat my nou sal help. Waartoe gaan jy op die oomblik? Kan ek vir jou vra, het jy 'n getuienis van dit wat die Here gedoen het in die verlede? Het jy getuienis van hoe die Here jou deurgedra het in jou lewe, waar die Here finansiëel voorsien het, waar die Here genesing gebring het, waar die Here gekom het en verhoudings herstel het, waar versoening onmoontlik gelyk het? Het jy getuienisse van hoe God die onmoontlike gedoen het? Dink aan daardie dinge wanneer jy in die woestyn is. Dink aan hoe wonderlik die Here in die verlede was, want dieselfde Here wil ook nou
met jou wees. Hy wil homself aan jou kom openbaar in jou omstandighede. Ja, vir Dawid het hy die keuse gehad. Alles was hopeloos. As hy dit wou dink dat alles hopeloos is, dan kon hy dit doen en met reg. Maar hy kies om eerder te bou op wat hy weet God in die verlede gedoen het en daarom ook wat die Here vir hom kan doen. Belangriker nog as hierdie wat God in die verlede gedoen het, die ander ding wat vir hom hierdie versekering van God se teenwoordigheid gee, is God se verklaring aangaande hom, wat die Here oor hom gesê het. Hy sê daar vers 9, ek is aan u verbind, u regterhand, u kragtige hand, u regterhand hou my staande. Ons moet hierdie saam lees met vers 4, u troue liefde is beter as die lewe, daarom prys ek u. Nou daardie woordjie, u troue liefde, is 'n woordjie wat ons so gereeld in die Bybel kry, die ou vertaling, in Afrikaans vertaal dit dan met goeie tierenheid baie keer, getroue liefde, verbondsliefde, onveranderlike liefde, is 'n woordjie geset. En dis 'n baie spesiale woord met 'n baie definitiewe betekenis. Geset het die betekenis van God het homself verbind aan mense. God het gesê, ek sal julle God wees, ek sal julle nooit los nie, julle is my volk, julle is my mense. Ek verbind my aan jou om vir jou goed te wees. En Dawid kom en hy sê, ja, ek weet wat die Here vir my in die verlede gedoen het, maar daar is iets belangriker waarop ek kan staat maak. Daardie versekering wat ek het is, God het gesê, hy sal my nooit los. God hou my vas, God hou my regterhand vas. Hy maak dit so duidelik, hy sê, troue liefde is beter as die lewe, daarom prys ek. Al daai dinge is waar hy sê, maar Here, ek weet, ek is aan u verbind. Nou as hy daai woordjie gebruik, verbind, dan gebruik hy 'n woord wat ons eintlik baie maklik kan vertaal met ek is vasgegom aan u. God het homself as ware vasgegom aan ons. En dit sê, dis 'n vereniging wat nie verbreek kan word nie. Wat die Here vir jou wil sê in jou omstandighede, miskien beleef jy regtig 'n swaar tyd op die oomblik. Dat die Here vir jou sê, maar ek is vasgegom aan jou, ek gaan saam met jou deur hierdie ding, ek het jou nie gelos nie, mag dalk vir jou voel of ek jou gelos het, dit kan nie wees nie, want ek het daardie belofte in jou gemaak, ek sal my nooit losmaak van jou nie, waar dit sê, ek kan my nie losmaak van jou nie, jy is vir my belangrik. My boodskap vir jou in hierdie dag is, ongeag van die woestyn waarin jy is, ongeag van die dorheid, selfs ongeag die dorheid in jou siel dalk, is om dit te weet, God het 'n belofte gemaak aan jou, en hy wil so graag sy liefde, sy onverbreekbare liefde, sy geset aan jou kom bewys. En daarom, Dawid vrees nie sy vyande nie. Hy verklaar, mag hulle wat my lewe soek omkom en in die dieptes van die aarde wegsink, mag hulle oorgegee word aan die swaard en kos word vir die jakkalse. Hy het nie veel genade vir sy vyande daarson nie. So wat het ons gelees? Ons het geleer van die vreugde van God se teenwoordigheid en die versekering van God se teenwoordigheid, en die derde groot ding wat ek in hierdie Psalm kry, baie kortliks gehou, is die verwagting van God se teenwoordigheid. Hy sê daar vers 12, maar die koning sal bly wees in God, almal wat op God vertrou sal hom prys, terwyl leenaars stilgemaak sal word. Dawid weet iets wat ek en jy moet weet en nie vergeet. Elkeen wat op die Here vertrou, elke een het rede om te prys, sê hy. Hy verwag dat hy as koning weer die geleentheid gaan hê om die Here te prys. Hy weet, hy is deur die Here aangestel as koning. En al is hy tydelik ontroon, hy weet dit gaan herstel word. Hy weet daar gaan 'n tyd wees wat hy weer as koning saam met die volk die Here gaan prys. Hy weet ook, dis nie net die koning wat hierdie belofte het nie. Hy sê elkeen, almal wat op God vertrou, sal hom prys. En dit sluit vir my en vir jou in. Dit sluit jou in al die warboel van gedagtes en emosies waardeur jy gaan, moet jy weet dat jy is ingesluit by hierdie belofte, dat ja, as jy op die Here vertrou, het jy 'n verwagting dat sy teenwoordigheid vir jou 'n werklikheid gaan wees in jou lewe. Nou, hoe kan ek dit so verklaar, dat dit absoluut verseker so is? Want die kruisdood van Jesus
bevestig het. Dit waar Jesus gekom het en ons sondelas op hom gedra het hy as ware dit eens en vir altyd moontlik gemaak dat ons in 'n eenheid met hom kan wees, in 'n verhouding met hom kan wees, dat ons 'n lewende verhouding met hom kan hê. En toe hy opgestaan het uit die dood, was dit daardie verklaring aan die wêreld dat hy leef en dat hy in 'n verhouding met mense wil wees, vandag in 'n verhouding met jou wil wees, dat hy so 'n werklikheid in jou lewe wil wees, so tasbaar soos die volgende ding waaraan jy kan raak. Dis God se hartklop vir jou. Mag dit wees dat die swaar kry waarin jy is en waardeur jy gaan, vir jou nader bring aan die hart van God, dat jy sy hartklop, sy liefde vir jou kan beleef. Hoe het ons gesê? Op grond van die belofte van God se teenwoordigheid in ons lewe, verwag ons om dit te beleef. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Weet, iets wat my altyd tref as ek vlieg, en veral soos byvoorbeeld in Australië, as 'n mens vlieg oor baie droë, dorre gebiede, dan plek sal jy sulke ronde sirkels sien wat lowergroen is, waar landbougewasse dan nou floreer, want daar's besproeiing, en al wat gebeur is, jy moet net water hê, en dan jou spulpunt, wat eintlik maar net dan, weet 'n pyp is, wat water gelei na 'n punt toe, en dit draai so in 'n sirkel om die spulpunt. En daar waar daar water is dit lowergroen. Maak nie saak hoe warm, hoe droog die omgewing is, hoe bruin dit lyk. Jy het hierdie lowergroen sirkels. Dis wat God in jou lewe wil doen. Ongeag die bruin, ongeag die droogte. God wil kom en hy wil 'n sirkel om jou kom trek van sy seën. God wil om jou kom en dinge vir jou mooi maak, nuut maak, lewend maak. Hy wag net dat jy na hom toe kom en sê, Here, hier is ek. Ek wil graag saam met jou bid, en as jy wil kom vandag en net sê, Here, ek het U nodig, ek besef ek kan nie sonder U lewe nie, al die dinge waarop ek staat gemaak het tot nou toe is eintlik so nutteloos, maar ek glo en ek weet en ek vat dit as 'n belofte van U dat U deel van my lewe wil wees, dat U teenwoordigheid in my lewe 'n werklikheid moet wees, kan wees, en ek wil dit hê, Here. Dankie dat dit moontlik is deur Jesus Christus my Here, wat dit vir ons moontlik gemaak het aan die kruis. So kom ons bid. Here, elkeen wat in hierdie oomblik uitreik na U en sê, Here, ek het nodig om soos 'n dorland die water te ervaar, die verfrissing te ervaar. My gees is dor, my binneste voel dor. Ek het U nodig in my lewe, Here. Ek vra, Here, dat U elkeen wat uitroep na U in hierdie dag sal kom ontmoet. Dankie vir die belofte dat U graag Uself so aan ons wil openbaar, wil verbind en deel van ons lewe wil wees. Mag dit 'n werklikheid word vir elkeen. Deur Jesus Christus ons Here, bid ons dit. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister. Kan ek net sê, ons het 'n nuwe YouTube kanaal, en die Here het vir ons moontlik gemaak. Baie ja, dis so 'n groot geleentheid wat ons het, want na 'n maand dan verdwyn die Facebook preke, maar as dit op YouTube is, en ek dank die Here vir die persoon wat dit ook dan moontlik gemaak het, so weekliks of so gereeld as wat ek kan preek, sal daardie preek dan in die week wat volg op YouTube kom. Ek gaan die besonderhede op Facebook sit hierso, sodat jy dit kan nagaan, en soos ons aangaan, sal dit hierdie YouTube kanaal dan nou al meer uitgebrei word. So baie dankie vir elkeen wat ons ook hierin ondersteun. Dankie vir elkeen se mooi boodskappe en die likes en die shares en so aan. Ons waardeer dit elke keer wat hierdie woord share. Dan sien Facebook ook, hierdie is belangrik vir iemand, en dan raak volgens die algoritmes raak dit belangriker ook vir ander mense om te sien. So baie dankie daarvoor. Mag jy ook beleef dat die goedheid en die guns van die Here met jou is.